Goeienaand al ons liewe vriende. Ek 'n bietjie 'n paar woorde net vir julle met julle praat vanaand uit die woord van die Here. Ek wil graag begin hierso by Romeine 13 vers 8. Hier sê die woord van die Here vir ons: wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul. Hy sê hierso in vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Dit is baie belangrik vir die Here, dat ons mekaar moet lief hê, want ons is eintlik maar familie in Jesus Christus, boeties en sissies, né? Dan wil ek vir julle lees hierso by Efesiërs 2, vers 8. Van vers 8. Hier staan: want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, dit is wat God vir ons gegee het, uit sy genade, dat ons gered is uit genade, want niemand, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie, want as ons uit werke gered moes word, dan sou ons almal die goeie werke gedoen het, en dit voor die Here gehou het. Here, kyk hoe wonderlike dinge het ek gedoen, dit het ek gedoen, dat het ek gedoen, en ons sal probeer om uit ons werke ons regverdigheid te kry vir al ons verkeerde dinge, maar dit is nie so nie. Die Here het gesê, want uit genade is ons gered, deur die geloof. Nou die geloof is die geloof in Jesus Christus. Ons glo dat Jesus die Seun van God is, en dat Jesus vir ons sondes betaal het. Dit is die geloof wat ons redding bewerkstellig, né? En dit nie uit onsself nie. Dit is die gawe van God, dit is wat God voorsien het, sodat ons deur Jesus gered gered kan word, ja, deur die genade. Dis wonderlik. Weet jy, as 'n mens nou 'n bietjie verder gaan kyk hierso by van vers 11 af. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Onthou die Israel het die opdrag gekry om te besny, al die seentjies van 8 dae, maar die heidene nie, en ons is nie Jood nie, so ons is heidene, maar ons het nie daardie opdrag gekry nie, en toe het die Jode ons, wat nie besny was nie, het hulle heidene en onbesnedenis genoem. Ons was nie welkom nie, ons was benede hulle stand, kan mens amper sê. Dat julle in die tyd sonder Christus was, né? Vervreemd van die burgerskap van Israel, want ons was nie deel van Israel, van die Jode nie, omdat ons nie besny was nie, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. So, wat hy hierso sê is, God het Israel as sy uitverkore volk gekies, hy het hulle geseën, hy het hulle altyd beskerm, en Israel het al hierdie afvalligheid bedryf, en afgodediens, en hulle was nie gehoorsaam aan God nie, hulle was 'n slegte nasie, hulle het God sleg behandel, eintlik vandag nog, maar dit is toe God besluit het, okay, as Israel dan nie wil hoor nie, dan gaan hy die ander mense tot redding bring, die heidene. Nou sê hy hierso, dat julle in die tyd, dit is ons, sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, dis die heidene, wat ons nou voorstel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte. Nou, met ander woorde, al die profetiese woord wat uitgegaan het, al die profete wat profeteer het oor wat met Israel sal kom, was ons nie ingesluit nie, maar dit het nou ingesluit geraak. Ons is nou ingesluit as burgerskap van Israel, as kinders van God, as bloedgewaste kinders van die Here, né?
en van die verbonde van die belofte sonder hoop en sonder God in die wêreld. Dit is waar ons was, maar God het alles verander. Hy het besluit om ons wat die heidene is nader te trek. Julle sal onthou, ons het gelees daar in Lukas, toe Jesus in Nazareth was, waar hy groot geword het, sy hometown, toe was hy nie aanvaar nie, hulle het hom verwerp, hulle het hom weggejaag, uitgejaag daar. Hoekom? Omdat hy gesê het, die profete het gekom en hulle het by Nazareth verbygegaan en na in toe gegaan, en hulle die heidene gaan genees van amper sê kanker van melaats, en nie die Jode nie, omdat die Jode hulle verwerp het, God se werke verwerp het. Toe was hulle kwaad en hulle het Jesus verdryf uit Nazareth uit. En dit is nou hoekom God besluit het, maar nou gaan hy die heidene seën. En Israel is nog welkom, dis sy uitverkore volk, want hy het 'n belofte met hulle gemaak. Maar God gaan nou almal insluit in sy belofte. Want op daai stadium was ons sonder hoop, en sonder God in die wêreld, né? Ons was alleen. God was net vir Israel, vir die Jode. Hy het hulle uit slawerny uitgelei, hy het hulle geseën, hy het hulle Kanaan gegee, wat toe nou Israel geword het, en hulle was goed behandel deur die Here, en hulle het dit nie waardeer nie, glad nie, hulle het dit vir hulle niks beteken nie. Nou sê ons hierso in Kolossense 2 vers 13, ons kyk daar, en julle wat dood was deur dit is nou ons, die heidene, en julle wat dood was deur die misdade, en die onbesnedenheid van die vlees, dis ons, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle, die heidene, al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, het deur dit aan die kruis vas te naal. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het ons wat die heidene is, die onbesnedenis, die verwilde volk, die mense wat nie in rekening was nie, het hy ingereken in sy kruisdood, en hy het ons kom vrymaak, hy het ook vir ons sondes kom sterf. Hy het ons ook deel van die verbond gemaak. So ons is kinders van God, maak nou nie saak hoe mense daarna kyk nie, want dit is God se wil, dit is God se keuse gewees. Nou kyk ons hier so in 1 Johannes 3 vers 6. dit is baie duidelik, maar daar's 'n voorwaarde, ek wil net vir julle hierso gesê, hy sê elkeen wat in hom bly, dit is almal wat in Jesus bly, sondig nie. Hy sê in vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy nie kan sondig nie, want hy is uit God gebore. Maar luister nou mooi na die vers, elkeen wat uit God gebore is, dit is die fondasie van hierdie vers, jy moet uit God gebore wees, dan is jou sondes van jou vergewe, dan word jou sondes jou nie toegereken nie, dan is jy vrygekoop, en dit is wat die kruis vir ons kom doen het, dit is wat Jesus vir ons kom bewerk het, om ons deel te maak van in God, sodat ons in hom kan wees, en ons sondes nie meer toegereken word nie. Dit is die groot geheim, verborgenheid, maar nie meer nie, dit is uit, dit is hier staan ons, almal kan dit lees, enige iemand kan dit gaan lees, elkeen wat in hom bly, sondig nie meer nie, dit is die groot ding daar van ons, so bly in God, en jy weet jy is verlos, jy is vry, en jy is deel van die beloftes, deel van die profeseë, deel van die hemel, deel van die erfenis, wat ons saam met Jesus sal hê in die hemel. Bly in God, verbind, loop sy pad, wees altyd met hom, geseënd is julle.